Liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dit is lekker dat jy vandag saam kyk. Voor ons verder gaan, kom ons kyk na 'n klompie gemeente afkondigings. Op ons verjaarsdaglysie is daar 5 mense wat verjaar. Baie geluk vir elkeen. Mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees en 'n besondere jaar wat voorlê. Op ons gebedslys bid ons steeds vir Connie Prinsloo en vir Tannie Juliet Neetling, vir Hannes Spies en vir David de Villiers. Ons bid ook vir die eerstejaarskamp, wat reeds Vrydag vertrek het en die eerstejaars vertrek Maandag. Dis ons enkele grootste projek en uitreik na die eerstejaars toe. Ons bid dat die kamp goed sal gaan, dat almal veilig sal wees, dat dit 'n lekker kamp sal wees en dat die studente ook 'n besondere geestelike ervaring sal hê. En dan ten slotte ons dit preekreeks wat begin die 15de Februarie oor Genesis en ons noem die reeks Begin by die begin. En ek hoop dat jy saam met ons aan hierdie reeks sal meedoen. Dis aan die afkondigings, kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, baie dankie dat ons so stil kan word, virtueel kerk kan hou. Dankie dat ons weet, Here, waar hierdie diens opgeneem is U alles behalwe virtueel. Dankie dat ons weet, U is die lewende God, wat elkeen van ons kom ontmoet en wat deelneem aan ons lewens. Dis ook ons gebed dat waar ons besig is met hierdie diens, dat U na elkeen van ons toe sal kom en met ons sal praat oor die dinge in ons lewe. Dat U vir ons die boodskap sal bring wat ons moet hoor, dat U ons so sal aanraak. Amen. En vriende, ek gaan vandag lees uit Psalm 50 en wel uit die 2020 weergawe. Maar voor ek die Psalm lees, wil ek 'n bietjie vertel van hoe ek by hierdie Psalm uitgekom het. Dit stel my bloot, want dit verklap iets van my eie gedagtes en eie spiritualiteit. Maar in die konteks van die Psalm, dink ek, maak dit vandag nogal sin. Ek het eers gewonder wat ek vandag moet preek. Dit is nie altyd so maklik nie. As mens met 'n preekreeks besig is, dan weet jy wat jy moet preek. As ons die weeklikse Bybelstudie het of Bybelskool het, dan is daar ook baie preekstof. Die kerklike seisoene help ook. Sekere van die groot feesdae het vanselfsprekende tekste en temas wat daarbey pas. Maar die 3de Sondag van Januarie is nie so maklik nie. Nou, ek het 'n leer waar ek preekidees bymekaar maak. En as ek iets interessant lees, dan gooi ek dit in my idee leer. So ek het laasweek al 'n bietjie deur my idee leer geblaai en van die tekste ingelees om te dink wat ek vandag sal preek. Ek het gedink dit mag dalk goed wees om te preek oor ons verhouding met mekaar, hoe die Here ons mekaar gee en hoe ons aan mekaar gebind is. Ek het ook gaan lees aan Romeine en selfs by die storie van Elia gedraai. Terselfdertyd is dit ook vir my onontbeerlik om self aangespreek te voel in my voorbereiding. As ek op 'n Sondag preek, dan sê ek eintlik maar net wat ek beleef wat die Here hierdie week vir my wat Arno is gesê het. Ek praat maar eintlik oor my ontmoeting met die Here, met die verwagting en die gebed dat die Here in my getuienis ook vir jou sal kom ontmoet. In my eie gesprek met die Here was ek 'n bietjie op 'n ander plek. Ek was diep aangegryp, is diep aangegryp deur die skoonheid en die oorvloed om my, die bome en die reën en die pragtige natuur, eerder as, sê net maar, die Romeine. Wat 'n teks was daarby. Een van die frases wat ek van my kinderdae af onthou, is vir my baie mooi. Die vee op 1000 berge behoort aan die Here. En hierdie frase is eintlik vir my sulke trooswoorde wat sê dat die Here alles besit en daarom ook vir my kan sorg. En ek het toe gaan kyk, wat is die agtergrond vir hierdie woorde? Wat is die konteks vir die teks? Ek het gedink, as die Here hierdie oorvloed het, wat beteken dit? Wat is die implikasies daarvan? En so het ek my toe in Psalm 50 ingegrawe. En skielik het 'n paar lyne bymekaar gekom, wat ek het weer vir Asaf raakgeloop, oor wie ek aan die einde verlede jaar gepreek het. Nou, Asaf is die skrywer van Psalm 50. Verlede Sondag aand het kollega Rian Reder ook verduidelik dat ons in die epifanietyd is, dat die epifanie gaan oor die lig van God. En dis presies waarmee Psalm 50 begin, met God se lig. So hier is ons dan nou. Kom ons lees Psalm 50 en ontdek wat die Here vir my en vir jou in hierdie Psalm sê. Kom ons lees eers net die eerste vers vanaf vers 1 tot 6. 'n Psalm van Asaf.
Die God van die gode, die Here, het gepraat en die aarde opgeroep, van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Vanuit Sion, plek van volmaakte skoonheid, laat God sy lig straal. Ons God kom en hy gaan nie stil bly nie. Voor hom brand 'n verterende vuur, rondom hom woed 'n geweldige storm. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Maak my getroue volgelinge verby by mekaar, hulle wat by die offers my verbond hernie. Die hemel maak sy geregtigheid bekend, want God, hy is regter. Sela. Nou hierdie psalm is 'n psalm van Asaf, en ek het verlede jaar vertel dat Asaf een van die leviete was, wat deur koning Dawid destyds aangestel was, om die volk te lei in hulle aanbidding. Baie later, na die ballingskap, sou die skrywers van kronieke weer vir Asaf inspan, om nuwe dinge oor die Here te sê. Maar Asaf was 'n topvoorbeeld van wat aanbidding beteken. Ek het verlede jaar in 1 Kronieke 16 gelees. En verduidelik dat Asaf sê, om die Here te aanbid beteken om terug te kyk, en om ons te kyk, en om vorentoe te kyk. Dit lyk asof Asaf in Psalm 50 nog 'n tweede ding sê. Hy gee vir ons nog 'n manier hoe ons die Here kan aanbid. Psalm begin deur te vertel dat God aan sy mense verskyn, en die gesig is geweldig, 'n ware epifanie. Ons het gelees dat die allerhoogste God, die God van die gode, die Here Jahwe, Charlotte het laasweek verduidelik dat die eie naam Jahwe beteken God is die bron van alle bestaan, dat hy aan die beweeg is. Uit hierdie verstommende God straal daar 'n lig. Daar's 'n verterende vuur wat voor hom brand, en 'n kosmiese storm wat om hom woed. En dan uit hierdie lig en vuur en storm kom God na sy mense. Met hierdie gesig praat Asaf die taal van die verbond. Julle sal onthou dat Eksodus 19 vertel dat God die volk by Sinaï berg ontmoet het, en toe het God ook in lig en vuur en donder weer na hulle gekom. God het 'n verbond met mense gesluit, hy het ons vir hulle die kliptafels gegee, hy het beloof om hulle God te wees, en dat hulle sy mense sal wees. En nou vertel Asaf, doen die Here dit weer. Hy hernie hierdie verbond. 2 keer lees ons die woord verbond raak, later verwys die Psalm ook na die 10 gebooie. Maar hierdie verskyning en hierdie verbond is bietjie anders. Want wat dit laas by die woestyn by Sinaï berg was, gebeur dit nou by Sionsberg in Jerusalem. Asaf sê, God kom nou na sy mense toe, hier waar hulle in Jerusalem is. En hy praat met hulle, oor sy verhouding met hulle, en oor hulle verhouding met hom. Die wonderlike aankondiging is dat God praat. Eers roep hy die aarde op, dan roep hy na die hemele om sy mense bymekaar te maak. Want God wil met Israel, met sy volk in gesprek tree, en hy stuur hierdie onsaglike beelde om hulle aandag te kry. Kom ons lees nou die tweede vers 7 tot 15. Luister tog my volk, ek wil my saak stel, Israel. Ek wil teen jou getuig, God, jou God is ek. Dit is nie oor jou offers wat ek jou wil teregwys nie. Jou brandoffers is altyd voor my. Ek sal nie uit jou stal 'n bul vat, bokramme uit jou krale nie. Want aan my behoort al die wild in die bos, die diere op 1000 berge. Ek ken al die voëls op die berge en die insekte van die veld is aan my bekend. As ek honger word, sal ek jou nie sê nie, want die wêreld en die volheid daarvan is myne. Eet ek die vleis van bulle, die bloed van bokramme, drink ek dit? Of verdank aan God? Betaal julle geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in 'n tyd van nood. Ek sal jou red, en jy sal my eer. Het lyk of daar 'n probleem is, want God praat, maar God se mense antwoord hom nie. Die mense bring hulle offers na God toe, brandoffers van bulle en van bokramme, maar hulle doen dit so half meganies, sonder eintlik enige gevoel, asof God hulle God 'n guns doen, asof hulle vir God by die offers aan die lewe moet hou. Maar dis nie wat hy wil hê nie. God het nie offers nodig nie. Aan hom behoort al die wild in die bos, die diere op 1000 berge. Hy ken die voëls op die berge en die insekte in die veld.
wat die Here eerder wil hê, wat God eerder wil hê, is 'n verhouding, 'n tweegesprek. Hy vra dat mense hom moet raak sien, dat hulle hom moet erken in hulle lewens en daarom dankie sê. Hy vra dat hulle geloftes sal betaal. Nou geloftes in die Ou Testament was 'n bietjie 'n gevaarlike ding. Maar dit was as mense so magteloos voel dat hulle met God kibbel of onderhandel om vir hulle te help. Maar die Here sê hy verwelkom selfs hierdie onbeholpe toenadering. Hy vra dat mense na hom sal roep in 'n tyd van nood. Ek sal jou red, sê die Here, en jy sal my eer. Die Here nooi mense om hulle totale lewens met hom te deel. Hulle geluk en hulle welvaart, hulle bekommernisse en hulle magteloosheid, en veral ook hulle nood. Hy wil graag deel wees van hulle lewe en van hulle dinge. Hy wil saam met hulle stap. Hierdie verhouding, hierdie gesprek, dit is waaroor die verbond gaan. Kom ons lees nou verder. Maar vir die goddelose sê God, wat 'n reg het jy om my voorskrifte op te sê en my verbond op jou lippe te neem. Jy is die een wat vermaning haat, wat my woorde verwerp. As jy 'n dief sien, raak jy met hom bevriend. En met egbrekers hou jy jou op. Jy gee jou mond vrye teels vir boosheid en jy span jou tong in vir bedrog. Jy sit en konkel teen jou broer. Jou moeder se seun beswadder jy. Hierdie dinge het jy gedoen, maar ek het stil gebly. Jy het gedink ek is net soos jy. Ek gaan jou teregwys en vir jou die saak duidelik uiteensit. Verstaan dit tog, julle wat God vergeet. Anders verskeer ek, en daar is niemand wat kan red nie. Wie dankoffers bring, eer ek. Wie 'n wegbaan, ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Die goddelose mense lees ons draai hulle rug op die Here. Hulle wil nie na die Here luister nie, en hulle verwerp sy woorde. Hulle maak eerder vriende met skelms. Hulle soek die geselskap van diewe en van egbrekers. Hulle verkies kinderstories en konkelry bo lewe saam met die Here. Hulle vergeet die 10 gebooie, dit wat juis vir die mense 'n vol en 'n vry lewe moes leer. Daarom roep die Here. Daarom praat die Here en sal hy nie ophou praat nie. Hy wil weer 'n verhouding met sy kinders aanknoop. Hy wil weer hierdie tweegesprek voortsit. As verduidelik, dat om die Here te aanbid, beteken eenvoudig om met die Here terug te praat. Die Here wil nie ons goed hê nie, maar wel ons aandag. En hy nooi ons om ons totale lewens voor hom te lewe. Elke dag se dinge deel te maak van ons verhouding met hom. So vriende, het lyk vir my ons praat dan vandag oor gebed, oor ons deurlopende gesprek met die Here. Die Here nooi ons elkeen om hier in die begin van die jaar weer ons verhouding met hom te vernuwe, te hernie. En ons doen dit deur sommer lekker baie met hom te praat. As ons verstom in die wonderlike skepping, moet ons onthou dat die Here hom na ons toe uitstrek. En die strale van die Afrika son en die gedreun van 'n Hoëveldse donderstorm kan ons sien en kan ons hoor dat die Here na ons verlang. Ook in die oorvloedgroenigheid, in die reën en die vol riviere, hoor ons sy liefdeslied. Die Here wil niks meer van ons hê as maar net ons geselskap nie. Ons hoef nie voor hom te kruip of sy liefde op een of ander manier te koop of te verdien nie. Hy wil juis vir ons sorg, ons vashou in ons broosheid, ons red in ons nood. Hy kan, want aan hom behoort die vee op 1000 berge. Ons sal ontdek dat die lewe van gebed miskien vir ons ook 'n bietjie verander. Want ons sal nie hulp soek by diewe en bedrieërs nie, of sukses behaal ten koste van ander nie. Dit sal nie nodig wees nie. Want in ons deurlopende gesprek met die Here sal ons veilig, vry en met vreugde kan lewe. Nou, miskien het jy hierdie jaar ook begin deur aan mekaar met die Here te praat. Of dalk beleef jy op die oomblik bietjie 'n droogte tydjie. Dalk gaan jy deur die bewegings, maar dit is vir jou maar moeilik om te bid. Dalk voel dit of daar 'n blok is, of dalk het jy goeie rede wat dit vir jou moeilik maak om nie te bid nie. Begin met net 2 woorde. Sê vir die Here wat nou in jou kop aangaan. Of sê vir die Here wat jou plan is vir die dag. Of wat die vraag is, wat die ongemak is, waarmee jy worstel. En as jy verder deur die dag gaan, onthou 'n Psalm 50 se patroon. As jy iets groots in die natuur sien,
weet, die Here verlang na jou. As daar 'n lekker ding gebeur, sê dadelik vir die Here dankie. As jy onseker of magteloos voel, gee dit vir die Here. En as jy nood het, vra vir die Here, roep na die Here om jou te red. Partykeer dink mense dit maak nie 'n verskil om te bid nie. God doen wat hy wil, of dalk doen God niks, jy is op jou eie. In hierdie psalm nooi die Here ons om na hom te roep. Hy sal antwoord. Hy sal saam met ons stap. Hy beloof om 'n verskil te maak. So ek het begin te vertel oor hoe ek by Psalm 50 uitgekom het. In my kop krap en bid het ek beleef dat die Here my in 'n ander rigting gestuur het as wat ek gedink het ek sou loop. Die Here het my weer gebring en my uitgenooi tot 'n intieme gebedslewe. Die Here is ook besig om na jou te roep en om vir jou in nuwe rigtings te stuur. Mag ons lewens voor die Here en ons gesprekke met die Here hierdie jaar nuut en vol en heerlik maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U na ons roep. Dankie dat U graag deel wil wees van ons lewens. Ons wil graag ook antwoord, Here. Ons wil graag ook voor U lewe. Dankie dat ons daarom elke deeltjie van ons lewens, ons oorwinnings, ons suksesse, ook ons dinge waar ons skaam is, ons sonde, dinge waarvoor ons bang is, dat ons dit alles met U kan deel. Mag ons help ons, Here, om hierdie jaar terug te praat, om ons lewens vir U te lewe, en vanuit dit vol en ryk en goed te lewe. Amen. Kom ons luister na 'n opname wat ons gemeente gemaak het van die Griekwa Psalm, waar dit ook 'n gebed is wat die Here ons nooi om so voor hom te lewe. Kom ons luister daarna.
Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.